the damage that Iran could do to the United States is far greater than just taking out some, 40-year-old aircraft carrier. If Iran decides to shut down energy supplies from the Caucasus to the Red Sea, that would mean that the U.S. economy collapses. The global economy would collapse. But the world would blame the United States for pushing this conflict. And Iran can just send swarms of drones and missiles to take out all the installations and the tankers and the ships. And what can a few THAAD or other air defense capabilities do against these hundreds of thousands of short-range and medium-range missiles and drones coming towards these installations? It's just not possible. This time around, Iran is A, ready for war. B, as I said earlier, its capabilities, for historic reasons, are directed at the United States. And C, the Persian Gulf is the most sensitive place in the world because the world needs the oil and gas in order to function. I think that Trump would regret a war in less than 6 days. He would probably regret it within the first 24 or 48 hours. And that is why the Iranians have sent multiple messages to the United States. The Americans have basically asked Iran to let us carry out a small strike, and then you carry out a small strike, and then we'll be finished. Iran said, no. You strike, and it's all out. While the generals are looking at radar screens, the financial markets are staring at the Strait of Hormuz. The question remains, who pays for this conflict? The answer is not the government. It is you. The financial collapse could happen overnight. Hartlike goeie middag kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending weer eens. U het nou vinnige uittreksel gesien van professor Marandi van Iran, 'n erkende segsman van die Iranse regering en natuurlik dan 'n professor by die Iranse universiteit en 'n persoon wat ek dink met baie gesag praat wanneer dit gaan oor inligting en betroubare inligting rondom die scenario, omstandighede tans in die Midde-Ooste, dan veral ten opsigte van vanaf die Kaukasiese berge soos hy dit genoem het, natuurlik die Swart See insluit, die Rooi See, die Arabiese See, die Persiese Golf, die Indiese Oseaan. So dit is die, noem dit nou maar amper die magssfeer wat hier betrokke is. En nou sal u dadelik sê, kykers en luisteraars, maar wat het dit nou te doen met Suid-Afrika? Dis duisende kilometers van daar af. Eerstens, wat ons gesien het, wat hy uitgelig het, behalwe natuurlik wat Ray Dalio, Jim Rickards, Adam Schiff, daar so baie ekonome wat ek kan noem, behalwe dat hulle nou al vir jare uitlig, dat die Amerikaanse dollar moet op hun stadium in duie stort. Alles dui daarop, die syfers dui daarop, die staatseffekte wat die Chinese nou ruim van ontslaa raak van Amerika. Ek gaan nie ingaan op daardie detail nie. U kan gerus gaan luister na al hierdie professionele wêreldekonome wat 'n in duie storting van die Amerikaanse dollar nou al vir 'n geruime tyd voorsien en voorspel. As hulle kyk na die tekens en die syfers. Nou goed, hier's dan nou amper 'n geleentheid. Menende, dit gaan ons nou 'n goeie verskoning wees van die Amerikaners om te sê ons dollar het nou in duie gestort in terme van Iran se reaksie vanaf die Kaukasiese berge tot die Rooi See. So eerstens ekonomies, dollar stort in duie. Hoe gaan dit ons raak? Ek dink al ons kinders wat oor see gaan werk, al hoekom 'n $3,000 of 'n $4,000 baie werd is vir ons kinders en familie wat oor see gaan werk vir 'n maand of 3 of 6 maande en dan 3 maande terug en dan u ken dit almal as honderde duisende van ons kinders wat dit doen. En ons verstaan want hulle kom terug met $4,000 per maand maal met amper 2 tussen 60 en 80,000 rand per maand net as gevolg van die wisselkoers. Nou wanneer die dollar in duie stort, moet ons besef en verstaan dat daardie wisselkoers, noem dit nou maar amper, sal ook in duie stort. Met ander woorde, ons sien dit 'n snaakse gesig gehad wat ek nog nooit kon pleis nie, maar vir die eerste keer, ek sê nie dis dit nie. Ek sê is daar 'n potensiaal vir so iets om te gebeur. Hy het net gesê hy sien ons kinders kom terug huis toe.
Nou ja, dit kan baie beteken. Ag, daar is 'n wêreld van scenario's. Maar wat ek vir julle kan sê, is wanneer die dollar in duie stort en jy nie meer 18, 20 rand vir $1 kry nie, maar minder of dieselfde of andersom. Want wat gebeur wanneer die dollar in duie stort? Dan gaan hy mos nie meer verhandel soos wat hy tans verhandel in terme en in ten opsigte van valutawaardes nie. Dis tog logies, wel weer vir logika. So, wanneer ons kinders dan wat nou in die buiteland in hulle honderde duisende in Londen, in Engeland, in Amerika en Australië is, en as gevolg van die swak rand, verdien hulle goeie geld, wat hulle huis toe bring, gaan dit nie meer die geval wees. So 'n belangrike ding vir ons kinders oor see om te besef en te verstaan, wanneer hierdie dollar, ek dink nie is meer 'n as nie, ek dink dis wanneer hy in duie stort, dan gaan die $3,000 dalk net R3,000 werd vir my wees, of 6,000, of 8,000 rand, of minder, wat dan die koliesous nie meer werd is nie, né? Dan gaan jy vir jouself sê, nee wat, ek gaan nou nie meer al hierdie hartseer, al hierdie trane van verlange terug Suid-Afrika, na my ouers toe, my ouers na ons toe, gaan ek nou nie meer duld en verduur, nie teen hierdie prys nie. En dan kan jy 'n situasie, en gaan jy waarskynlik 'n situasie hê, waar ons kinders terugkom huis toe. So houdende gedagte, sê noem dit vir u kinders wat oor see is, laat hulle net nie spandabelrag met hulle geld wees nie, maar laat hulle miskien daai neseiertjie het, en sê ek het my $10,000 of my $5,000, wat hulle dan kan gebruik, sou hulle wou terugkom, om dan nie vasgeval te raak in 'n vreemde land nie, en later opgeroep kan raak vir militêre diensplig en alles daarmee saam nie, maar ek het genoeg fondse eenkant gesit, 'n neseiertjie, en dit nie uitgemors nie, sodat ek daarom terug in die land kan kom waar ek 'n burger van is, by my familie, my geliefdes, en dan hanteer ons die krisisse hier saam. So ek noem dit maar net, dit sal definitief, sal dit 'n effek wees, wat dit ons mense, ons kinders, sal raak. Dan 'n baie belangrike ander ene, baie belangrik, is natuurlik die straat van Hormuz. Ek het vir u 'n stukkie gespeel, van waar hy sê die ekonomiese oë is op die straat van Hormuz. Hoekom? Want tussen 20 en 25% van die wêreldmarkte se olie kom deur daardie straat. En natuurlik al die ander olie, as ons terugluister na professor Marandi, wat vir ons sê, vanaf die Rooi See tot die Kaukasiese berge, waar skepe geteken kan word, olietankers, olievrag geteken kan word, die straat van Hormuz toegemaak kan word, soos Iran vir ons in die verlede gesê het, dat hy sal Bahrein, Saudi-Arabië, Oman, United Arab Emirates, sal hy ook teiken, nie net hulle olievelde nie, weer 'n gesig van hom siener, hy sien olievelde wat aan die brand slaan, in die Midde-Ooste. Nie net hulle olievelde nie, maar Iran het ook gesê, in die verlede, dat hy sal dan ook die hawens, waar hierdie olie uitgevoer word, teiken. So geweldig, en ons het gesien, aan die einde van professor Marandi se gesprek, se onderhoud, waar hy sê, Amerika het die versoek gerig, kom ons skiet julle met 'n paar missiele, julle skiet ons met 'n paar, en dan hou ons dit vir eers daar. Toe sê die Iranse regering, nee, ons stel nie meer belang in hierdie kat en muis speletjies in Afrikaanse terme nie. Wanneer julle ons nou hierdie keer aanval, is dit 'n full-out war, voluit, van die Kaukasiese berge, al die olievervoer tot en met die Rooi See, dit sê Saudi-Arabië, Oman, Bahrein, United Arab Emirates, Kuwait, sluit hulle almal in, kykers en luisteraars. Geweldige effek, wat dit op energie sekerheid vir ons gaan hê. Dit beteken in kort eenvoudige Afrikaans, jy gaan nie brandstof beskikbaar hê, soos jy dit nou het nie. Nie naaste by nie. So u en ek weet en verstaan, wanneer hier dan brandstof tekorte is, dan weet ons wat se effek dit op stabiliteit, chaos, anargie, revolusie, noem dit wat u wil, misdaad, geweld, sal hê in Suid-Afrika. So hou dit in gedagte, dat daar kan, en ons het nou geluister en ek stem, die ekonome sal daarmee saam, al die ander ekonome stem daarmee saam, behalwe dat die Amerikaanse dollar se val al lank voorspel word, sonder 'n oorlog in die Midde-Ooste, sonder 'n blokkering van die straat van Hormuz, sonder 'n blokkering van olievervoer van uit die Rooi See
tot en met die Kaukasiese berge. Dis chaos, kykers en luisteraars, soos jy hom nog nie gesien het nie. En is belangrik. Dis miskien waarom Siener se gesig dan ook inkom, waar hy sien ons karre staan op die hoogtes. Hulle staan seker maar omdat hulle nie brandstof het nie. En ek sê vir u, hulle gaan vinnig staan wanneer daar 'n blokkade van energie, van olie, ruolie plaasvind vanaf die straat van Hormuz, vanaf die Rooi See tot en met die Kaukasiese berge. Sê ek vir u, is daar nie brandstof nie, sal Suid-Afrika in anargie en chaos verval, in elk geval, ongeag die politieke motiewe agter en die politieke munt wat hulle sal slaan, agter en met dit alles. Dit is maar net nog sous en speserye wat by hierdie deurmekaar potjie op die vuur sal kom. So kykers en luisteraars, ek dink 2 dinge om mee af te sluit. Hierdie video is eenvoudig. Die eerste een, ekonomiese ineenstorting van die dollar, wat blykbaar volgens hierdie geleerde kenners, ekonome, sal plaasvind met so 'n oorlog, dan nou so 'n voluit oorlog in die Midde-Ooste, vanaf die Rooi See tot die Kaukasiese berge. En dit kan behels dat u kinders gaan nie meer munt kan slaan. Die kool gaan die sous nie meer werd wees vir hulle om dan vir $3,000, R3,000 te werk nie. Hulle gaan nie eers hulle vliegkaartjies kan behoorlik betaal nie. Ek dink dis 'n belangrike ding om te deel met mekaar, om u kinders uself te posisioneer daarvolgens. As my kind terugkom, hoe gaan ons dan maak? Daar's daardie geleentheid wat nou vir baie jare daar was met 'n sterk dollar, kon ons kinders gaan werk en hulle kon iets huis toe bring. Ek dink is belangrik om dit in ag te neem en te bereken, en natuurlik dan, wanneer hier nie brandstof is nie, om te sê, wat gaan ek doen? Hoe gaan ek myself posisioneer om dan nou daardie gevolge van dit dan nou ook onsself te plaas, te posisioneer, te organiseer. Ek dink dit is belangrik om daarna te kyk. Kykers en luisteraars, mooi aand dan verder. Ons praat weer vorentoe. Totsiens.